terwyl ons nou praat van daai wêreldse mense. Die oom sê, hy koop daar 'n plaas by, daar in Makwaland. Nou kyk, as hulle, daai plaas is verskriklik groot, wat oom hulle gister daar vertel van die half skape, half mense, hektaar. Ja. Hy sê, nou stap hy die nuwe plaas wat hy gekoop het deur. Want hy het nou baie tyd. En hy stap, maar niemand het hom gesê dat die Sisson treinspoor loop oor die plaas. En so kom hy nou net so uit 'n leegtjie op 'n randjie uit en toe hy bo opkom, dus hy op die treinspoor. Nou kan ek nou maar opstaan. En hy staan nou, toe hy nou op die treinspoor kom, toe kyk hy die treinspoor die kant toe en daai kant toe en hy dink, maar wat sit lang leer nou hier? In daai tyd, toe kom haar 'n trein douer uit die verte uit aan. En hy kyk die ding wat nou so al groter word hier na hom toe. En hy dink, nee maar wat, hy was nou eers hier gestaan, hy staan nou net hier. Maar toe die trein aan nou nader kwam, toe sien hy. Die perd is aan te groot vir hom en toe sien die trein ook 'n fluit. 'n lang fluit. En hy op die laaste oomblik spring hy uit die pad uit, maar die trein stamp hom aan sy enkel raak. En hy lê daar in die gras en die trein is nou daar weggeraak en hy staan op, nou dink hy en hy vrywe die mank seer been. En hy het nou gestap en hy met die mankbeen, hy kom by 'n ou man aan wat nou so 'n skermpie hou, vuurwagter. En hy gaan sit daar by die en die nou goedjies daar, maak nou kossietjies daar by vuur. En hy vrywe die been en onder andere die ou nou 'n keteltjie met water ook, want hy wil nou koffie maak. En terwyl hy nou so sit toe, kook die water en die keteltjie vlieg nou hier deur sy tyd. En die ou vlieg op en die ou trap die ketel daar. En die ou man sê, wat maak jy nou man? Hy sê, jong, vir hulle moet jy solank hulle klein is.